Geloof is 'n hoopvolle toekoms. Ons ry nog dikwels Karoo toe na Beaufortwes toe om vir my ma in die aftreeoord te gaan kuier. En die gebied is vir my tipe oë meestal vaal en droog. Dit is 'n ruwe omgewing wat baie vereis van die mense om daar te kan oorleef. Maar dan sien 'n mens doringbome wat groen kronkel in die dikwels droë rivierlope. En hierdie bome het diep wortelstelsels wat hulle in staat stel om water op te neem uit die dieper lae van die grond. En so oorleef hulle in daardie droë en harde toestande. Dis my asof hierdie doringbome my elke slag herinner dat geloof 'n hoopvolle toekoms bly bied. Tekens van nog nie moed opgee nie, tekens van vasbyt, van aanhou in die swaarste omstandighede, omdat daar geglo word, hier gaan weer water verbykom. Ek was onlangs in Windhoek en vir 'n week lank elke middag aangenaam verras deur donderstorms met swaar reënbuie. En dit het baie herinneringe aan my Karoo grootword jare gebring. Daar's my iets fantasties aan 'n donderstorm, want ek assosieer dit met verligting van droogte. Ek assosieer dit met die stortvloed van reën, wat weer daardie rivierlope in 'n oogwink in oorvloedige massas water kan verander. Nou al hierdie herinneringe deur my gedagtes gegaan, toe ek lees wat geskryf staan in Jeremia 17 vers 7. Dit gaan goed met die mens wat sy vertroue in die Here stel. Die mens vir wie die Here 'n veilige vesting is. So iemand is soos 'n boom wat by water geplant is en sy wortels na die stroom toe uitstoot, nie die hitte voel as dit kom nie en altyd groen blare het. 'n Droë jaar raak hom nie en hy hou nie op om vrugte te dra nie. Toegepas op ons geloof. Geloof in God is geloof in 'n hoopvolle toekoms. As jy vertrou in die Here, put jy nie jou krag uit die tydelike omstandighede wat enige oomblik enige rigting kan verander nie. Maar jy put jou krag en jou hoop juis uit die dieper bron van geestelike lewenswater wat jou verhouding met God bied. En dit stel jou in staat om te wag vir die donderstorms, vir die reën, vir wat sal kom om verligting en florering te bring. So jy oorleef nie net nie, jy floreer ook in die tussentyd. Dit is my interessant dat die wetenskaplike navorsing bevestig wat die Bybel oor ons geloof skryf in terme van 'n hoopvolle toekoms. Die Hope-Focused Coping Model van Folkman en Moskowitz, hulle toon aan dat in hulle studies, mense wat deur hoopgefokuste hanteringsstrategieë gebruik, soos gebed, soos dankbaarheid, soos geloof, hulle pas baie beter aan by stres en uitdaging, en hulle het 'n hoër lewensbevrediging wat hulle ervaar. So dit beteken, bly glo, want geloof is 'n hoopvolle toekoms. Want die een wat die toekoms ontsluit, is die een in wie jy glo. Leef geïnspireerd.